welkom hier by ons en dat hy vir ons die woord bring vandag in plaas van pastoor en dat dit lekker is vir ons om oor mense te hê en ons kan nie wag om te hoor wat ons gaan vertel en dis altyd lekker om ons daar iets te wees want dit is eintlik besonder lekker en meer cozy wil ek sê en meer saam as Sondag, Woensdag is eintlik my favorite. Ja, ek het al gesê pastoor Woensdag is Sondag liewer sulke Woensdag se klas gee. As preek. Maar ek hoop ons gaan dit geniet hierso. En soos ek sê, welkom en alles wat 'n mooi sfeer is in die dag. En ek gaan nou sommer bid. Ons almal. Here God en Hemelse Vader, Here baie dankie dat U met ons was hierdie week. Dankie Here dat ons weer eens vandag hier by mekaar kan kom. Dankie Here dat U vir ons Leon gestuur het om ons 'n boodskap te bring. En ek glo dit sal baie leersaam wees. Here seën die res van die dag en wil U vir ons harte open en ons siele open en ons verstand open, Here, om alles in te neem wat U vir ons geleer. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie Marie. Ja, ek het nog my lang tyd terug gevra en in Springbok kan ek nie so lief nie. Dit is baie keer so moeilik, mense wil graag daar bo wees, jy wil graag hier wees nou. Dit is altyd 'n bietjie ongemaklik want gewoonlik as hulle daai kant by die NG Kerk dan nou die middagpreek, dan is dit so lekker, dan kan jy die oggend 'n bietjie later slaap. Maar nou as hulle in die oggend daai kant is, dan moet jy nog vroeg opstaan, hulle begin ons na 9:00. Julle begin eers 10:00. Maar die punt is maar net, ou kry maar jou boodskap hier ons vandag ook, en dan is so lekker, in die verlede wat ek ons maar hier ook was dit so lekker om hier te wees. Nou kyk, daar sien ek ons in baie die gesigte hier, ek sien dit maar nou nie die ander kant, ek sien dit net hier. Nou moet ek nou vinnig mooi dink, as ek die te weer, maar Marie se naam sal ek onthou wat sy dit gesê het. Goed. Wat is hier regverdig video? Ja, dis Hoe moet ons anders voel? Ek het ons name vir jou sê. dis tyd dat jy ons nou weer ken. Ek het daarom gelukkig na 'n verskoning. Op die stadium nou so weer vergiet jy 'n bietjie. So dit is maar die verskoning. Pastoor Willem se onderwerp in die verlede op hierdie tyd Woensdag was gewoon in die teenwoordigheid van God. So nou wil ek dit maar vandag net daar voortgaan en bietjie meer verduidelik. Maar nou wil ek graag eers vra en ek wil dit sommer spontaan kom van jou af. Wat is die 2 belangrikste keuses wat jy in jou lewe al moes maak? Dis nie 'n strikvraag nie. Dis net 'n moeilike vraag in terme van, nou moet 'n ou baie dink, is dit nou wêreldse keuses of is dit geestelike keuses? Iemand het wil antwoord? Dit gaan nie oor reg verkeerd. Dit gaan net om ons 'n bietjie te stimuleer, om 'n bietjie te dink. Ek sal sê, dit is om jou lewe vir die Here te gee, is die belangrikste keuse vir my. Dankie, jy het die eerste een antwoord gegee en lekker te kry. Charles nou Iemand anders kan ook wel iets byvoeg of sê? Ek dink ook dit sal dit wees vir my. Dit was om daardie besluit te maak om myself op daardie stadium het dit nie so die woorde nie so afgespeel in my kop nie, maar vandag kan ek dit sê om myself neer te lê en die Here te volg. Sê toch sien, jy kry 'n lekker kind van vader. Iets vir jou, dankie vir jou deelname. Nog iemand wat iets wil graag byvoeg? Wat ek beleef het in baie moeilike tyd in my lewe. En dit is om regtig na God toe te gaan op sy skoot te gaan sit. En nie te teenwoordigheid. En sy arms om my te voel en ek het dit geestelik het ek het ervaar. Die vertroosting wat ek daar uitgekry het en die wete dat hy daar is. Baie Ja, ek dink dit is ons almal die lekker gewees. Ja, ek kan nie verder vra nie, want my lekker raak op. Die belangrikste keuse is, as jy jou lewenspad in hierdie lewe loop, saam met wie loop jy dit?
Loop jy dit saam met Satan? Loop jy dit saam met die mens wat hier in jou is? Loop jy dit saam met die vlees? Loop jy dit saam met die wêreld? En dan die tweede keuse is, soos ons nou hier gehoor het, ons keuse om hierdie pad saam met die Here te loop. Nou as ons hierdie keuse maak om die pad saam met die Here te loop, dan beteken dit ons beweeg in sy teenwoordigheid. Of ons nou by die huis is, slaap, lê, eet, maak nie saak nie, met mense praat of wat ook al nie. Nou, om hierdie lewenspad met God saam te loop, beteken ons het Christus in ons lewe ingebring. Nou, Christus is deel van die eenheid in ons lewe. En dan dit beteken dat ons vir die Here gevra het, Here, ons wil graag die teenwoordigheid by ons hê. En wat sê dit vir ons? Ons het die Heilige Gees ingenooi, deurdat ons Christus aangeneem het, deur die wonderlike werking dat God vir ons het so beskik het, dat ons kinders van hom kan wees. Kinders in terme van, hy is ons Abba, hy is ons Papa, hy is ons Vader. En daarom deur die leiding van die Gees, kan ons daaglikse besluite neem. Dit beïnvloed ons daaglikse besluite. Want hoe neem jy 'n besluit? Hierdie een het nou vir my te nagekom. En ek sal vir hom bid. Wie se besluit is dit? Mense. Tweedens, Here, dit het gebeur. Gee vir my die krag. Gee vir my die insig, die wysheid om dit te hanteer. En dan kom dit. En dis moeilik, want ek weet van myself ook, as ek nou die dag hier die dorp toe, en ek wil omdat ek moet trek recht voor my in met sy moeder. En daar het 10 km/h. En ek moes baie mooi dink, gaan ek nou vir myself vra, waar het hy sy lisensie gekry? Of, en sê Here, sien vir hom, dat hy die ander padgebruikers in ag neem. Dus het ons twee keuses, volg die leiding van die Heilige Gees, of volg die leiding van die vlees, mens, eie ek. Nou wil ek graag vir die definisie gee, van die teenwoordigheid van God te wees. En dit is dat, wanneer die Gees van God in ons is, dan ervaar ons sy nabyheid, sy teenwoordigheid, sy vrede, sy gemoedsrus. En dit verg, dat ons vir onsself nog instel, as mens, om gedurig in hierdie teenwoordigheid te beweeg. Want, hy gee vir my krag. As jy baie slegte omstandighede deurgegaan het, dan is dit emosioneel. Jy is hartseer. Jy voel nie lekker nie. Jy is ongemaklik. Die wêreld is nie 'n lekker plek nie. Maar waar kry ons vrede? Deur die Gees van God, wat in my is, deur God se teenwoordigheid. En dan dra ons ook sy vrugte. Nou, ek wil nou, dis ook nie vanmôre begin het met skriffie nie, ek wil graag die skriffie aan die einde van die boodskap gee, dat ons dit dan kan toepas op wat ons nou gehoor het. Want wat is die vrug van die Gees? Dis mos nou liefde, vrede, geduld, lankmoedigheid, vergifnis, ons kan 'n klomp goed so opnoem. En om dit toe te pas, is baie moeilik. Dis baie moeilik. Galasiërs 5 sal ek net vir julle lees. Dis die riglyne van God se teenwoordigheid in ons as mens. Elkeen van ons wat hier sit. En elkeen wat buite is. Dit maak nie saak of dit nou 'n uitgesproke Christen is nie. Ek gaan nou vir julle 'n stukkie vertel wat my gebeur het weer terug by Springbok. Iemand kom en my seun het my gehelp om 'n klompie meubels te bring. En op die rybaan waar jy met diesel aangooi, gaan stop die persoon reg voor die voertuig. Nou die voertuig het 'n sleepwa, en as jy hom agteruit trek, trek jy hom in 'n hoofstraat. En dit beteken dat jy die verkeer ophou, die verkeer stop, om die persoon te laat uitkom. Maar ons kom toe uit, maar toe kom die persoon daar. En ek sê vir goeiemôre, en ek wil ook net vra, moet asseblief nie weer hier toe, ja, wies, en sy begin daar raas, baklei. Maar hier hang 'n pragtige kruisie, 'n goue kruisie, te mooi voor die bors. Ek sê, maar weet jy, mense parkeer mos jammer net gou. Ek sê, nee, dit gaan nie oor net gou nie. Dit gaan oor die parkeerplek net langs die rybaan.
Daar's parkeerplekke nie oor die pad, daar's baie parkeerplekke. Jy het nou opgehou, ons het gewag, ja, maar sê wat ek sê nee, dit gaan nie oor net gou nie, dit gaan oor waar parkeer jy. Hoe is jou menslike handeling teenoor ander mense? Dis God se gees in jou. Hanteer dit, ek het vir haar in liefde dit oorgedra, want ek voel dit is nou reg. 'n Mens moet vir iemand sê, daar's nou 'n fout hier. En dit gebeur maar so met almal van ons in die lewe. Ons moet iets uitpraat, want dit help nie, jy krop op, en jy krop op, en jy krop op nie, en waar gaan die gees van God dan? Jy gaan sit hier in die agterste kamertjie van jou hart, en jy is besig, die vlees in te skop. So wanneer God se teenwoordigheid inskakel, dan probeer jy regverdig optree, maar jy probeer dit ook in liefde doen. Daar's niks fout nie. As die polisieman jou gaan stop by 'n stopstraat, as 'n meneer, jy het nie oor die stopstraat gery nie. Dit is sy plig, dit is sy werk, dit is die wet, dit is die regulasie. En soos wat ons aardse wette het, so het ons ook geestelike wette. En op die einde van die dag raak die persoon daar aan die vloek. En ek wou vir haar vra, verteenwoordig jy nou die kruisie op jou bors, want dit is nie 'n groot kruisie. En die gees van God sê nee, bly stil. Sy sal daaroor gaan dink, dit wat ons nou gesê het. En ek glo, sy gaan volgende keer haar medemense afneem, deur op 'n plek te gaan stop. Nou wil ek sê, ons het ons die twee keuses. Volg ons die vlees, volg ons die Heilige Gees, wat God se teenwoordigheid vertoon, wat God se Gees verteenwoordig in ons. En nou wil ek weer 'n paar vrae vra. Dink 'n bietjie aan keuses in die Bybelse figure van vroeër jare. Ek gaan 'n voorbeeld noem. Kom ons vat Adam en Eva. Hulle het 2 keuses gehad. Of die boom van die vrugte eet, van kennis en van goed en van kwaad, of gehoorsaam wees. Uiteindelik weet ons, daar was toe nog gevolge. Ek wil nou die woord straf gebruik nie. Ons dade wat ons doen, die het gevolge. En dit is wat die Here vir ons vat. Wanneer ons in sy teenwoordigheid beweeg, begin hy ons stadig maar seker uit die vlees en uit die aardse uitlig, om vir ons sy perspektief te gee van liefde, van omgee, van na mekaar kyk, van ons voorsien, en dit daarmee saamgaan. Nou, wie kan vir my nog voorbeelde noem? Enige voorbeelde van mense wat keuses gehad het, en of. David. Sê weer? David. En? David en wat ek Toe hy vir Saul in die grot gekry het, wat hy geleentheid gehad het om hom dood te maak, en hy het gekies, hy het gehoorsaam te wees. Sy gedoppel lekker kry. Nog iemand wat 'n lekkertjie wil hê? Jonah. Ja. Wie? Jonah. Jonah het 'n keuse gehad. Of. En wat het hy gedoen? Hy het sy eie vlees gevolg. Moses ook. Nee, ek wil ook nog beter. Maar die beskik Moses is so 'n goeie keuse. Hy het gemurmureer, hy het gestry en hy het gebaklei en alles. Sy spraak gebruik. Dit wat die gevolge was. Nog iemand? Job. O Job. Wat was sy groot voorbeeld? Wat was sy keuse? Hy kon God vervloek het, en dan kon hy mooi gekry, maar hy het dit nie gedoen. Toe bly by God, deur die swaarheid, al het hy. Dis kan ek vir jou lekkertjie aanbied, sal jy gekom Nou, so hy, Nee, kom van jou lekkertjie. Ek het vergeet van Job, dit het vir my nou baie mooi gesit. Nog 'n keuse? Kain, Abel, Noag. My God, lekker vat. En Dawid en Goliat. Wat was die keuse? Daai ding is 'n groot, is 'n mens, is 'n reus. Wat het gebeur? Maar in die naam van die Here gaan ek hom aanvat. En dan iemand vir my baie na in die hart het, is Rahab. Die vrou wat, die onsedelike vrou, sy die verspieders ingeneem. En sy kon hulle nou verlei het en probeer geld maak het. Maar wat het sy gedoen? Ten spyte van haar agtergrond het sy gegaan en vir hulle gesorg en hulle gered.
Ag en so kan ons nog van baie voorbeelde doen. Nou, ek het 'n tweede kans gehad, 'n interessante storie. Soos wat 'n mens nou uitgaan op 'n evangelisasie uitreik, besluit jy watter area gebied met die leiding van die Gees. En dit kom my op hierdie plekkie wat ek altyd so klein plekkie, wat ek altyd verbyry en weet ek van hom. Ry ek weer verby, dan sê die Here onthou. En toe eendag is ek klaar met 'n gebied en 'n area en ek gaan in daai gebied en spesifiek met die oog kom op na daardie dorp toe te gaan. En dan kom daar by die ou gemeenskapie en toe ek stop by die persoon wat ek nog ken om nou vra of ons kan reël vir 'n paar dae se aksie daar. Hoor ek die voorblaasbakkie. Dit sê verkoeler 'n gaatjie in en daar spuit die water uit. Nou daar waar ons toe was, is nie 'n plek om dit te kan regmaak nie. En ek moet nog daarvan af redelik ry en baie ry. En hier kom die persoon by die huis uit. Ek sê ek wil graag met jou kom praat, met jou kom kuier, 'n bietjie gesels en die aksie wat ons graag wil doen. Maar jy sien nou hier's 'n foutjie, ek wil nou ry vir die volgende grootste dorp en dan maak ek kan want ek kan alles vol water maak dat ek net by die plek kan kom. Toe ek daar kom, is dit iemand wat ek ken en ek gaan stop daar by hom. Hy sê maar wie wat ek oor die voertuie regmaak. Hy is nou by my huis, ry gou so toe ek kan dit gou vir hom doen. Terwyl ek saam met iemand anders ry en ander reëlings te trek daar, wat hy gekom en die verkoeler uitgehaal. Volgende môre toe ek weer daar kom, te sien net dat gisteraand die verkoeler weer kom terug het geslaap het, ek het nie eens geweet nie. Seker so 6 maande later kom ek weer by die gemeenskap uit waar ek aanvanklik wou evangeliseer werk. En ons raak in die gesels se jong verskoon tot verlaaster. Hy sê nee wat, dis 'n goeie ding. Ek sê hoekom nie? Hy sê want daar was 'n verskriklike stry in die gemeenskap. Hulle het 2 groepe gevorm. Met 'n groot gemeenskap en ek kan self dink die een is kwaad vir die ander een en die ervaring gewoonlik is wanneer jy by so 'n plek kom, dan wil hulle nie kom. Hoekom nie? Want die een is kwaad vir die ander en die een is kwaad vir die een, ons kan nie saamstem nie. Ek sê nou is dit daar vrede. En dan maak die Here dit pad oop, dat daar vrede in die gemeenskap is. En kon ons aangaan met die werk. So ek moes daai dag 'n keuse maak. Bly ek en dink daaraan dat ek maar moet vorentoe die voertuig regmaak of wat? En ek moes bid en vra die Here wat. Die Here sê, voertuig is die belangrikste wat jy moet nie ry daar ook. En sou die voertuig breek, wat dan? Is jy verstaan? Nou, volgende vraag. Dink 'n bietjie mooi, wat was die keuses wat jy al moes maak? As jy bespoel met 'n deel, is jy dat welkom. Wat se keuse het jy aan jou lewe moes maak waar jy in die teenwoordigheid van God moet beweeg of waar jy die vlees moet beweeg? Ons ouer dat baie sulke stories. Die jonges het ook, maar nie so baie nie. Iemand wat die vrymoedigheid wil neem om iets te deel wat hulle voel hulle nie, wat hulle graag wil deel. Is dit moeilik hier? Ek sal maar kans vat. Ek word op 'n daaglikse basis word ek getoets. Ek het 'n tienerseun en alles wat ek hom geleer het hy iewers in 'n blik gesit soos daai beskuit en die deksel opgesit. So ek word sommer getoets met die woord van die Here. Ek word reguit gesê as ek net so liggies afwyk na links of afwyk na regs, dan sal hy vir my die woord gaan uithaal sonder om die Bybel te bepaal en sê vir my, mamma, jy moet meer kerk toe gaan, jy's buite die wil van die Here. Nou, dis hoe dit gaan by my. So het voel vir my, ek draf langs die pad en so ek het 'n dierige keuse. Elke dag het ek 'n keuse. Baie dankie Marie. Ek moet sommer 'n hele chocolate kry. Ek ook 'n geval. En ek het net vir die Here gesê, Here, ek kan niks met hom doen. Maar ek kan alles met hom doen. Laat ek die aanvalle wat ek kry, dat ek dit net vir u kom gee. En daai vrede bring is nie my probleem. Ek het met hom te werk. Opgelos. Nee, hy is nog steeds daar by die Here. Maar jy het vrede. Ek het vrede met hom. Maar is dit nie die belangrikste in ons lewe? Ja.
Want wat gebeur as jy ontsteld is? Jou gedagtes word so bevang in die ontsteltenis. En as die teenwoordigheid van God wat in jou is, vir jou daai vrede gee, dan gaan jy maklik deur die lewe. Ek weet van mense wat jarelang 'n probleem gehad het met iemand anderster. En dit het hulle al die jare gepla, dit was groot vriende. En wat het gebeur? Op die einde van die dag, toe die ou nou al begin redelik gevorderd raak in sy ouderdom, toe besluit hy, maar dis familie, hy gaan teruggaan. En ek bel jou, sê jy, ek graag vir jou gesels, ja, sê jou, jy sê of jy om vergifnis vra. Hy was reg, volgens hom, en die ander was reg, volgens hom. En wat het gebeur die laaste 3-4 jaar wat hulle nog beskore was op die aarde gewees, kon hulle toe die vriendskap hervat, en hulle het baie vrede gelewe. So daai is 'n belangrike. Kan ek nog iets sê? Ja. Ek het 23 jaar gewag. Dit is 'n ding waaraan ek my nooit vergeet, ek nooit vergeet het nie, want God is my advokaat. Ja. En 'n meisiekind het toe gekom en toe vir my, hoe sê mamma, ek is jammer vir al die onreg wat ek aan jou gedoen het. En sy glo nie daar so God nie, maar ek weet, die Here se tyd, daar was 'n tyd wat sy hom erken het, ek sit dalk met die briefie, ek gaan lê dit kort voor die Here se voete neer, en die verandering wat dit in haar lewe gebring het, in haar persoonlikheid, en dat daar seëning gekom het, en met haar kom regmaak het, en haar dogter het nou vir my, terwyl ek in die stad was, my klein dogter het my gesê, ouma, my ma het sag geword. Dis het net verander. En ek kan, sy is op die oomblik by my. En omdat sy so 'n bietjie, jy weet, hardkoppig is en hardnekkig is, as 'n mens mos maar altyd bietjie in die versigtige kant. En gister sê ek vir wie, jy het so verander, dat dit 'n fees is om by jou te wees. Ek hoef nie eers meer te wees, praat ek nou reg, of doen ek nou reg nie. Ek kan net myself wees. Kom ons lees Galasiërs 5 daarvan vers. Seker maar van vers 16 af. Ek kan nie die hele Galasiërs 5 lees nie. Ek wil graag hê dit moet miskien saam by luister. En dit gaan deurwerk. En dit is so stukkie vir stukkie vat. Lees die stuk miskien deel, maar vat dit dan woord vir woord. Vers 22 sê, die vrug van die Gees. Wat is die Gees? Die Gees is die teenwoordigheid van God binne in ons, altyd gedurig 24 uur per dag. Is liefde. Nou as ons oor liefde moet praat, gaan ons baie lank praat. Want liefde, soos daai mamma wat daar sê, in liefde, daai kind geduldig hanteer. En tot die kleinseun sê, sy mamma het verander. Liefde, God se liefde. Die Gees, die teenwoordigheid van God in ons liefde. Blydskap. Om altyd te kan glimlag ten spyte van die omstandighede. Om blymoedig te kan wees, want daar is 'n Abba Vader wat vir ons sorg. Vrede. Baie mense se vrede word omgekrap, soos ek net te verduidelik het hier voor my indraai. Dis my vrede amper weg. Lankmoedigheid. Wat is lankmoedigheid? Om lang te wag voor jy vinnig 'n antwoord gee. Luister eers, dink, werk en daardeur en dan besluit jy wat is jou optrede. Dit is waar die lankmoedigheid kom. Vriendelikheid. Ag weet, dit is so lekker as jy by iemand kom en is vriendelik. Dit is lekker om te gesels ook. Ek het nou eendag kom ek by 'n winkel en ek wil iets hê en daar is nou 'n probleem, maar dan sê hulle kan dit nie gee nie, want die ou, ek weet nie wie hy is nie. Die wou sê hulle noem die bange man. Die bange man was daar en hy het nou die hele klomp personeel omgekrap met sy kriektaal en raastaal en bakluitaal en wat se taal alles nie. Goedheid. Hoe sal ons goedheid beskryf? As ek goed is vir iemand, dan doen ek ook. Ja. As ek sien die persoon sukkel 'n bietjie met iets, dan help ek hom. Mens kan so baie met omgee doen. Jy kan so baie gee. Ek het nou vanmôre gehoor, hy vrou vir die kinders se koek gegee, en weet jy, die koek se vinnig om. Maar hoekom het die koek se vinnig opgeëet? Want ma het omgegee, ma het gedink aan die okasie, ma het vir hulle gesorg.
Maar is nou ongelukkig om die goed so vinnig op is. Waaroor het te gaan? Oor die omgee, die liefde vir ons kinders. Nou, oké, wat is nou die sagmoedigheid? Getrou is seker eerste jaar. Getrou beteken wat? Altyd opgewaar, betyds. Met ander woorde, ons kom ons beloftes na. As ek vir iemand gesê het, ek is 9 uur vir jou, en dit is nie buitengewoon omstandighede dat jy 'n papier gekry het of dat daar nou 'n ongeluk was, ek sê dit in my gras. Maar, nee, hulle kan 'n bietjie wag. Ek het baie so ervaar. Nee, hulle kan maar 'n bietjie wag. Ek wag gedurende vir ander mense, hulle kan vir my ook wag. Dis mos 'n verbreekte belofte. Dit is waar 'n verbond in kom, as mense 'n verbond of 'n belofte verbreek. En jy sê vir iemand, ek gaan 9 uur by jou wees en ek kom eers 10:15. Dis mos nie respek nie. Met ander woorde, dis hier die vlees wat ons kom. Daarin kan maar wag. Is dit geregverdig? Sagmoedigheid. Wat is sagmoedigheid? Omstandig wees nie. Ja. Om op die regte tyd op te tree. 'n Mens almal raak kwaad, maar ons is nie veronderstel om in daai woede op te tree nie. Maar dit beteken ons nie ons hoef net te gaan lê die hele tyd nie, om opgetrap te word nie. So om vir die regte dinge opstandig en op te tree. Met ander woorde, onmoedig met die integriteit van die Gees wat in ons is, op 'n sagte manier 'n probleem te probeer oplos. Wat sê Spreuke vir ons? Sagte antwoord, deur die grimmigheid af. En dit is baie keer lank, hy hou aan met karring, maar ek moet aan mekaar sag wees. Met ander woorde, die moedigheid om in sagtheid 'n saak te kan regstel. Selfbeheersing. Selfbeheersing. Daai is dan 'n netjie. Daai ene trek ek elke dag. Hoe beheer jy jouself, of wanneer beheer jy jouself, of hoekom moet jy jouself beheer, of waar moet jy selfbeheersing toepas? Die vleeslike. Soos? Vinnig kwaad word. Dis wat ek en jy net Die laaste sê te hê, selfbeheersing. Sê jy? Ja, ja, ek Jy sê gaan dan Wat sê jy oor sagmoedig as selfbeheersing? nederigheid. Jy moet rustig kalm wees. Jy sit 'n man wat kan getuig van rustig kalm wees. So dis so sweet eet. Net Ja, dieselfde meer. Hy is rustig. Sy hele lewe is Ek rustig. sê altyd, dis warm maar lekkertjies. Ek gee vir jou so 'n salige gevoel hier in jou mond. Nou vergeet jy van die koue. Die sulke dinge is die wet nie. Nou die wet is eintlik maar die Gees van God. Want deur sy insaag in jou lewe, deur sy inwoning in jou lewe, het jy eintlik 'n voorskrif wat jy nakom. Nou, ons noem dit landswette, voorskrifte wat nagekom word. Maar in hierdie geval, die wet van die Here, al die wat ons nou opgenoem het. Die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede kruis. As ons deur die Gees lewe, dan is dan ook deur die Gees wandel. So, die teenwoordigheid van God is van so 'n aard, dat dit sag is. Onthou toe Moses op die berg was, kan jy onthou die omstandighede wat daar was, voordat hy eers die Gees van God ervaar het? Stormend. Met ander woorde natuurkragte. En hy was nie natuurkragte. Want dan kom daar 'n sagte visie. Die Gees van God. En hy het in die teenwoordigheid van God gewees op so 'n manier dat hy die glans gehad het op sy gesig. En wat het gebeur toe hy van die berg afgaan? Groot ongelukkig. En wat het hy gemaak met daai kliptafels? Dis dit Dat gebreek.
kan ek sê, met baie groot respek, hy wil toe God speel. Verlore. Ek sien dit. Ek was nou net in die teenwoordigheid van God. Julle gedink wat sy diep impak dat op daai man moes gehad het, toe hy agterna besef het. Waarmee was hy besig? Weer kliptafels gekry. Maar hy het 'n tweede kans gekry. Daai tweede kans kon hy weer opgaan. En hy kon weer die wet op die kliptafels kry. En dit het hy afgegaan. En ons het dit vandag nog as 'n volgende tweede kans. En dink by die huis ook. Wat is jou tweede kans? Hoe het jy dit gebruik? Gebruik jy dit nog? Dink jy nog daaraan? Wanneer ons in die teenwoordigheid van God is, en ons moet nou vir God omskryf as die een wat by ons is, hoe ervaar ons hom? Kom ek vra dan so, wat is jou siening van God se teenwoordigheid in jou lewe, 'n voorbeeld wat jy kan toepas op jouself? Wat is sy karaktereienskappe met ander woorde? Is liefde? Hoe is dat nou? Vrede. Is hier wat sorg? Ja. Is hier wat voorsien? Ja. Is hier wat optel as ons laag en dit is van smart, pyn, lyding? Hy is die ewige God. Nog iets? Hy is soos Vader, hy is soos 'n pa vir jou, as jy kan met hom gaan gesels, jy kan met hom praat, as of jy help. Nog iets? Beskermer. Beskermer, veral nagte as ek op slaap, en bid ek soos my kinders, Here beskerm hulle ook. As ek die pad gaan, Here beskerm die ander padgebruikers, maar beskerm van my ook. Dis nie so, mens moet vir ons baie ernstig bid. Ja. Alomteenwoordig. Alomteenwoordig, wat beteken dit? Is altyd Waar? Bewus altyd van Waar is hy? Hier, kyk Hy ons. is altyd daar. Gees van God. Nog iets? Heilig. Wat beteken heilig? geen foute nie. Ja, is dit? Ons moet daarna streef, ja. Sonder, Geen sonde. ek gaan dit maar so menslik stel, sonder die vlees. Nog iets miskien? Geneesheer. Ja, ja. Ja, ja, geneesheer. Toevlug. Toevlug, met ander woorde, ek kan na iemand toe gaan, wat met my kan praat, wat nie my geheime sal uitlaat nie, wat nie met my, die inligting wat hy van my het, te koop sal wees. So daar is so baie dinge, so as die mense dan gestil gaan sit en jy begin nie die goeie so deurwerk, dan is dit hoekom ek vra, is lekker maar oor te praat, is lekker maar oor te gesels, dat ons gedagtes kan oopmaak, maar neem dit miskien maar vir huiswerk, so vir die volgende, tot pastoor Willem weer terug is, Christine. En is daar iemand wat dalk nog iets vir ons moet deel, voor ons afsluit? Hoe ervaar jy die teenwoordigheid van God? Hoe voel jy daaroor in die oggend? In die middag? In die aand? As jy vandag wakker skrik? Voor ek op slaap, dan is dit my so lekker dat as ek my oë toemaak, sê Here, beskerm en bewaar. Vanoggend as ek opstaan, vannacht skrik ek wakker. As ek op die staan, ek liewe so 'n paar keer opstaan. As ek dan kyk het so lekker slaap, dat nou toe, maar kan ek ook weer 'n bietjie verder lekker slaap. Daar is die woorde. Deurlopend. Ja, ek kan ook Dis deurlopend. Ja, ja. Ek kan ook net sê dat, sorry, Alweer. ek kan ook net sê dat ek het toe ek nou goddelooslik gelewe het, was ek nie so bewus van die Here se teenwoordigheid, maar toe ek tot bekering gekom het en wedergebore is ek elke dag bewus van die Here se teenwoordigheid, wat ek nooit gehad het nie. Ek is altyd bewus van hom, hy is altyd hier by my. En ek het voor dit nooit daaroor gewaarig nie. Ek was nie bewus daarvan dat hy wel daar is nie. Nou weet ek hy is daar. En dis wat vir my baie lekker is. Vir my so lekker is weer, ek sit hier met 'n skoop iets en Here nie vir my help. Dan lê hier voor my oor.
maar dan sê ek weer dankie ook. Dit gaan oor daai dankie sê. Ja. En ek dink die dankbaarheid, dit is seker een van ons grootste, belangrikste erkenning wees van die Gees van God. Want ek kom baie keer by 'n parkeerplek en dan as jy nie parkeerplek nie, dan trek jy daar uit. Sê ek, dankie Jesus. Dankbaarheid. Ek luister nou toe hy my praat van daai duikpakke wat in die water afgaan. Hulle kan net 'n sekere tyd bly. Daar is so koud dat jy begin beheer. Ek dink as jy daar bo uitkom en sê dankie Here, hierdie koue water is ek so 'n bietjie aan te bring. Maar dis deel van ons beroep. Dis deel van ons ding as ek nou op stort, daai huisie daar wat ek nou is veral in die winter is maar koelerig. Dan kyk ek of ek in die middag so 4 uur maak ek hier op die son skyn en die huis lekker warm maak. Vinnig uit weer toe dan kyk ek hierdie stort. As jy daar klaar is, dan sê ek dankie Here. Die Here het gestort vir lekker warm water. Dit kan was. Ons het so baie met waterprobleme in die Kaap. Kan ek iets sê? Ja. Dit is die oomblik wanneer 'n mens God se hart ervaar in jou gees, mens as jy gehoorsaam is. En jy bewus is van sy arms wat om jou is en jy vertroos. Is dit so noodsaaklik om die werklikheid van God aan te neem en dit vas te hou. En dat dit regtig lewend elke sekonde in 'n mens se lewe kan wees. Kan ek ons net vertel? Ja. Ek het nou zoals nou weet oor die storie. Ek het teruggesê dat ons sê almal 'n tweede kans. 'n Tweede kans as basies om iemand te vergewe of nie kwaad te wees dat persoon skei weg van 'n persoon af. En het ons 'n boot ons afgebring van Sint Helena af was hulle buite. En die skipper se seun het 'n partytjie daai dag en sy pa sê moet hom wel op boot pak en hy sê nee, hy gaan by die partytjie wees, maar sy pa sleep hom saam. Ons pak hy boot so vinnig en hulle vloek en skel op mekaar, maar min weet hy gaan sy pa nou te sien en ons gooi van die kajak los en ons jol in pad af van die vis en ons kom van hulle aan die beste maak die boot verder weg. En dan kom 'n storm en die havekaptein sê ons moet die hawe verlaat en ons mooring. So nou gaan ons af ons hulle baie toe en die storm haal ons toe in. En ons kon nie die hawe die aand ingaan nie en ons kon ankers. En so die ankers nou by mekaar gesleep in die aand en een groot koeksiste gemaak en ons kon nie die ankers op dek gekry het nie. En hy vang goed in touw en krop en daai aand toe probeer ons toe draai die boot nou met sy gat in die swel en met hy kom oor die boot en ons net branders toe. En ons sukkel en hy saam met sy knie op die dek en hy vra Here, kan jy net u is my crew lewendig by die huis kry en ek my lewe vat. En ons het die touw op die omkeer na die kop toe, maar ek is by julle lewe glo ek nie spiritual wise nie, niks. Daai aand, die eerste aand het die gees beleef het, hy het in die vorm van die wind gekom. Alles wat ons gedoen het nie gehelp nie. Daai reilings het so weggeskiet in die donker in die aand. En die dek het gelukkig goed. En ons het toen die live in. En daar duik ons vir 30-35 kilometer in weer in. En die wind het ons net so 8 meter anders gehou, 8 meter anders. Tot die son opgekom het. Dit was 'n chopperboot, ons het ons ook gekry het. Toe ons kom red in die live jetski, so 1 vir 1. En toe 2 dae daarna kom John in my kamer toe en hy sê hy sien op die toilet. En toe het ons hom toe gejaag en 3 ure na het gedood. En min het sy blyk nie geweet, hy gaan nooit by sy pa sien nie. So die hele ding is, ek wou meer vir, as jy weggaan van die huis af, sê maar baie, en maak die dinge reg, en dat is so, jy weet nooit. Ja. Ons was die storie geweest, dankie. Ja, so lekker vraag vir jou. Jy vat my lewe ons pa by cruising. Hy sê presies wat jy bid, né? Ja. Want hy het gesê, die Here vat my lewe ons pa by cruising, dis presies wat gebeur het. Ons dink ook soms so 'n paar spontane gebeure en dis afsluit met gebed.
Hemelvader, U is ons Papa Vader. En ons sê vir U dankie dat ons dierig bewus kan wees van U teenwoordigheid. Elke dag, elke uur, elke oomblik, as U op die aarde is. Ons is baie keer so gefokus op ons aardse bestaan dat ons nie altyd daaraan dink dat die Gees van God, met sy teenwoordigheid in ons, help ook vir ons en rig vir ons. Dat ons dit nie altyd besef nie. Maar dankie dat daar die Gees vir ons rig en vir ons lei, sodat ons kan bewus wees van die teenwoordigheid. Vader wat in die hemel is ons Papa God. U is die Here wat ons erken, wat ons eer, wat ons dien, omdat U in die grootheid en in die goedheid elke dag so naby ons is, en vir ons sorg, vir ons voorsien. Dat U naam geheilig word deur ons. Dat ons in die heiligheid elke dag voortbeweeg. Dat die koninkryk kom, dat ons kan sien die heerlikheid van die goddelikheid. Die Here, laat U wil geskied hier op aarde. U wil van vrede, van harmonie, van eenheid, van goedheid, van liefde. Want Here, aan U behoort hierdie koninkryk, elke dag. Vergewe vir ons skulde, ons swakhede, ons denke, ons woorde. Ons het U nodig, ons erken U teenwoordigheid in ons swakheid. Vergewe asseblief al hierdie swakhede. Vader, en help vir ons naaste te vergewe. Ons skuldenaars te vergewe, soos wat U vergewe. Daar is so baie versoekings in die wêreld, Here. Help vir ons, dat ons nie voor hierdie versoekings sal val nie. Hou hierdie versoekings weg van ons af. Daarom vir ons verlos ons van die gees van boosheid, wat vir ons so maklik inval. Wat ons so maklik kan toegee, wat nie van U af is nie. Vader, ons eer U, want aan U behoort die koninkryk, die krag, die heerlikheid, die ewigheid. Is vir ons so beskore, daarom sê ons vir U dankie. Dankie in Jesus, dat U elke dag by ons is. Dat ons elke dag die teenwoordigheid kan ervaar. Daar is geen God soos U. En U bring ons hierdie aanbidding, hierdie eer, hierdie lof, in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie.